in die vroeë kerk, net nadat Jesus uit die dood opgestaan het hulle op Paasmôre mekaar so gegroet. Hulle het mekaar groet. Sê, as hulle mekaar sien, dan sê hulle, Christus het opgestaan. Want hulle het verstaan, dat dit die hoop is, dat dit die groot boodskap is, die belangrikste. Christus het nie in die graf gebleef. Christus het oorwin, het opgestaan. Mag ons môre saam met hulle opgewonde wees en bly wees, weet ons het 'n toekoms. Ons is opgewonde daaroor, want Christus het opgestaan. Groet in sy naam, liefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons opgestaane Here. Kom ons sing van ons geloof, die geloofsbelijdenis. Ek wil vanmôre saam met julle lees uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. En dan lees ons wat Johannes te sê het oor die opstanding en oor waarom Jesus gekom het. En wat die lewe nou vir ons inhou, na Paasfees, na opstanding. Hy sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Hy was lief om hierdie goed te skryf met 'n argument, waarop hy dan die volgende appel kom sit, dan sê hy dan, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. So, anders so daarom dan, as dit dan waar is, as hy ons so lief gehad het, dan behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, dan bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. So sy doel, die doel van sy liefde, sy liefde het sy doel volkome bereik, wanneer ons mekaar lief het. So, ek het julle lief. Ek doen hierdie goed met die doel, dat julle ook vir mekaar lief het, want dan sê dit dat God in julle bly. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het.
Ons is getuies, sy seun as redder gestuur. Wie bely dat Jesus die seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde en wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf en wie nog vrees, het nie die volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, dan sê leenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons lees net tot hier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid dat ons sal hoor, sal sien en sal hoor en oortuig wees. En dat ons hier is om te luister, omdat ons wil hoor, om te leer, omdat ons wil reageer op die liefde vir ons, omdat ons die nuwe begeer, omdat ons wil losmaak van die oude, die voortsetting van ons verbintenis donderdag aan by die nagmaal, dat ons die tekens gebruik het, waarmee ons kom sê, Here, ons hoor, ons is dankbaar, en ons verbind ons aan die nuwe. Ons sê dankie vir die verbintenis, die verbond wat nooit opgehou het nie. Mag ons dan luister. Mag dit 'n luister wees, omdat ons nog getrou bly. Omdat ons begeer om die volheid van die verbintenis met U te kan beleef. Praat dan nou met ons Here en mag ons hoor en verstaan wat die deur die Gees vir ons wil sê. Die Gees van God mag ons gehoorsame luisteraars wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Die evangelie se hartklop is die boodskap. God het sy seun aarde toe gestuur om te sterf en op te staan sodat ons eendag ewig kan lewe. God het sy seun aarde toe gestuur om te sterf en op te staan sodat ons eendag ewig kan lewe. Maar die vraag is, wat van intussen? Wat van in die tussentyd? Ons sien dat ek daar in 2 neergeskryf, eendag die ewige lewe. Maar wat van nou? Iets baie meer sinvols, dink ek soek ons en begeer ons, as om net rond te sit en te wag vir die eendag. En Johannes gee nou hierdie antwoord, as ek sit met hierdie vraag, maar wat maak ek tot die eendag gekom het? Dan sien ons dat die Here Jesus sterwe, dit wat Johannes hier kom sê, eendag die ewige lewe, maar intussen, vandag,
die agape lewe. Ewige lewe kom. Maar nou, tot dan, sinvolle, betekenisvolle sê, leef agape lewe. Agape wil sê, liefde. God, en liefde vir jou naaste. So Johannes kom en kom leer van ons van 'n volle lewe wat ons vandag nou kan lewe en moet lewe. Dis ons opdrag. Jesus het ons vry kom maak van hierdie leë, nuttelose lewe, 'n lewe van ongehoorsaamheid wat vernietigend werk, verval en opstandigheid, liefdeloosheid en wreedheid en vernielsig. Om dit te verbreek, die mag van hierdie boosheid, en dit om te draai na 'n vervullende lewe, 'n sinvolle lewe, gehoorsaam en herstellend, 'n lewe wat heel maak, 'n lewe wat die stukkend in die skepping kom heel maak, dat ons sy medewerkers gaan wees, wat gaan heel maak, wanneer hy ons heel gemaak het. So Jezus het ons vrygemaak om 'n ryk, vervullende lewe te lewe. Paulus sê, die oude is verby en die nuwe het gekom. Dis waarby ons donderdag aand uitgekom het. Ons het hier gekom, ons het hier gesit, vir die nagmaaltekens, ons het vir onsself gesê, dit, wanneer Jesus kom sê, toe sy, voordat hy sy asem uitgeblaas het ons skrifgedeelte gesê het, hy gesê, dit is volbring, tetelestai, dis volgemaak, dis klaar, dis die einde van die ou mens, dis klaar. En ons het ook gedink daarin, hierdie klompie mense wat daar by die kruis gestaan het, hierdie verskriklike dinge wat hier voor hulle gebeur het, en dan die mag en krag van God wat gewerk het op die skepping om 12 uur die dag, helderende dag, skielik donker te maak, as die son se glans verdwyn, en 3 ure donker, en hierdie verskriklike hier gebeur, die lyding van Jesus Christus, sodat dit die einde kan word van die mag van die bose. As God sy hand terugtrek en dit donker word. Toe het ons mekaar gesê, as jy daar sit, kyk na hierdie tekens, dan sit ons as ware in die teenwoordigheid van die Here Jesus. Staan ons soos daardie klomp mense voor die kruis, en hy sê vir ons, hierdie tekens wil ek vir julle kom sê, het is klaar, het is verby. Maar ons wat die skrif het weet, dis met die verwagting, dat die nuwe uiteindelik kan deurbreek. Die opstandingssondag vandag bring dan inderdaad vir ons by die nuwe begin. Ons het mekaar gesê, toe die treurendes en die verskriktes daar by die kruis gestaan het, was dit vir hulle hierdie verskriklike verlies. Ons leermeester is weg. Die magtige een, wat die groot dinge laat gebeur, en wie ons geglo het en wat vir ons hoop gegee het, hy is weg. Sekerlik het hulle nie nuwe dinge verwag nie. Was dit nie vir hulle 'n moment van opgewondenheid en 'n nuwe begin nie. Maar as die graf uiteindelik leeg is, dan draai dit om. Maria wat gereed maak om graf toe te gaan. Jesus, haar Here was dood. Die opgewondheid, as sy daar kom, sê die graf is leeg. En sy hardloop vir almal gevrel, die graf is leeg. En wanneer hierdie werklikheid by hierdie ouens deurdring, dan begin hulle sien. Dan begin hulle verstaan. En ons lees, net voordat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, sê hy dan vir hulle die evangelie weer verduidelik, en hulle het verstaan
hy moes kom om te sterf. Dat hy gekom het juis hiervoor. Dan gee vir hulle die opdrag om te gaan lewe en hulle oë gaan oop en hulle verstaan die opstanding, die feit dat hy lewe was juis die inleiding vir die nuwe lewe. Hulle begin sien, hulle begin verstaan en hulle begin doen. Dan begin die lewe van doen. Die lewe van liefde, van genade, van vergifnis en barmhartigheid. Die wat gered is uit 'n nood, begin die nood raak sien van die wêreld rondom hulle. Hulle begin in die gees van Christus self wees, wat vir die wat swaar kry en die wat donker is, wat ly onder die las van onkunde en sonde en onsekerheid, vir hulle gaan word hulle die lig en die hoop. Die grond van hierdie nuwe wat begin gebeur, is dat mense gehoorsaam raak aan die God van die verbond, wat met daardie sterwe aan die kruis opnuut sy kant van die verbintenis kom waarmaak. Los hulle nie. Ek wat eenmaal sê, ek sal julle God wees, en ek wat gesê, dis 'n ewige verbintenis, en dit kom wys. En daarmee roep hy ons op, en dis wat Johannes se boodskap vanmôre is. Hy roep ons dan op tot gehoorsaamheid, om die ouwe agter te sit, en met 'n nuwe soort lewe die nuwe te laat gebeur, om die vereistes van die nuwe lewe waarin ons verbind is, uiteindelik te gaan lewe. Liefde vir God, liefde vir die naaste, hierdie liefde vir mekaar, beteken dat die mens nie meer op jouself gerig is, dat ander nie daar is om te gebruik en te misbruik, dat ek nie op hulle trap nie, dat ek by die reëls kom, ek steel nie hulle goed nie, ek vat nie hulle vringers nie, ek skinder nie van hulle nie, ek maak nie seer nie, ek maak nie dood nie. Nou gebruik ek hulle nie. Nou bou ek hulle. En dan is die volgende belangrike, as ons nou daarin kyk, wie God lief het, het ook sy broer lief, dan kom die opdrag om diensbaar te word. Nie meer myself nie, maar in diens, dat ek vir hom sê, Here, wat u ook al van my mag vra. Nou het ons hier by die nagmaaltafel gesit het, ons daar brood en die wyn in die hand gesit het, vir julle gesê, hierdie is die geskenk wat die Here Jesus gee, sê, so maak ek jou vry van die ouwe, maar die nuwe kan nie kom, voordat ek hier in my hart van die ouwe afstand gedoen het. Voordat ek nie hier met die tekens besef het, as ek dit aanvaar, dan sê ek daarmee vir die Here, Here, ek aanvaar, ek bely dat ek 'n swak mens is, ek bely dat ek nie op myself kan nie, ek bely, ek laat los, ek verbind my daarin om 'n lewe te leef, wat rein en skoon en heilig en opdrag is, en gehoorsaam dit wat hy gedoen het. So die nuwe lewe vra vir my en jou, diensbaarheid, los, begin van die nuwe, en Johannes skryf vir ons, die nuwe is in diens van die Here, dat ek elke dag leef, my lewe met hierdie vraag op my lippe, elke dag vir hom sê, Here, wat wil u hê, moet ek vandag vir u doen, om heel te maak, om beter te maak. Wat moet u hê, moet ek vandag doen? Dis wat deur my arm moet bruis. Hierdie bewussyn, hierdie ingesteldheid, moet soos 'n nuwe drif in my leef. Nuwe bewussyn, ek is 'n nuwe mens, ek moet hierdie nuwe droom myne maak, God se drome myne maak. Dis wat Paulus ook gedoen het. Sy wil niks anders van met mense praat as Christus, die gekruisigde, want dit is die draaipunt van die wêreld.
as die winter op sy ergste is, dan lyk dit dat die boom wat was met 'n boom of alles dood is. As nie 'n blaar of groenigheid nie, dit lyk of dit dood is. Dan skielik op 'n dag, soos die seisoen draai, dan begin ons sien dat daar 'n groen skynsel is. Sien ons dat daar nuwe koppies is en nuwe takkies wat uitkom, groter word en groei. En ons sien nuwe bloeisels en die bloeisels, en dan sien ons vrugte en die volheid van hierdie goed. Dit is waarvoor Jesus gekom het, dat uit die dooie iets nuuts sal uitspring. Dat ons die vrugte van hierdie nuutheid sal lewe, die vrugte sal dra, om in 'n wêreld iets nuuts te kom bied. Om so te lewe dat wanneer Christus kom in my en jou lewe, soos wat hy op 'n dag by hierdie vyeboom gekom het en kom soek het na vrugte en net blare gekry het. Ander keer as hy by 'n vrugtelose boom kom, dan sê hulle by die boom so gekyk en dan vervloek. Die volgende dag is hy mors dood. Dat die Here Jesus kom, door ons vrugte sal kry. Dis waarvoor hy kom. Dis vir die tussentyd. Die een dag kom hy ons haal vir ewig blind te wees, maar van nou af tot dan vra hy van my en jou om te groei, om ons te voed met sy woord. Om te lees, om te dink, om te gaan doen, om verandering toe te laat, om te werk daaraan, dat ons nuut sal word en dat ons sal vrugte dra. Vrug sal bied vir hulle wat nie het. Liefdes, die kerk van die Here is geroep om te leef en vrugte te dra. Hierdie liefde wat krag het en nuwe lewe bring. Dis die boodskap wat die Here Jesus vir hierdie disippels van die bergrede gegee het. Dat hulle sal weet en besef hoe afhanklik hulle van God is. Dat hulle sal honger en dors na dit wat reg is, gehoorsaamheid. Dat hy vir hulle gesê het, julle moet lig wees, suurdeeg, sout. Julle moet die verskil gaan maak. En dat ons sien wanneer Jesus sy gees uitlos en Petrus spreek dat daar duisende tot bekering kom. En aan die begin van die handeling het ons so baie al van mekaar daarna verwys. Wat het gebeur? Die oomblik toe hulle die oude laat staan het en die God van die nuutheid in hulle lewe toegelaat het. Toe sien ons die vrugte by. En ons sien by die vroeë kerk wat gebeur daar hier in die eerste hoofstuk, tweede hoofstuk, sien ons wat het gedoen. Hulle het gereeld by mekaar gekom. Hulle het vir mekaar gebid. Hulle het mekaar versorg. Hulle het saam geëet. Mense het hulle kos met mekaar gedeel. Hulle het hulle goed met mekaar gedeel. Hulle het mekaar versorg. Die liefde van God wat uitgeloop het. Liefde, barmhartigheid. Nie gebruik nie, maar versorg. Nie selfsugtig nie, maar omgee. Die wat honger was, die wat naak was, die wat dors was, is versorg. En die gevolg, God het elke dag nuwe bloeisels en nuwe vrugte gegee. En elke dag het die getal van die lidmate weer gemaak. Dis wat God in gedagte het. Miskien is dit nodig dat ons iets van hierdie droom begin aanvaar en glo en juis so diensbaar wees dat ons nie net vir môre skep vir onsself en vir die week, maar dat ons môre gaan skep sodat ons hier kan uitgaan en gaan deel. Sodat ons nie vrede maak met die agteruitgang van die kerk en van die gemeente en wonder wanneer die laaste druppel uitgevloei het. Maar ons sê, Here,
Ons het hierdie wonderlike roeping. Help my dat ek kan verander, sodat mense in my kan sien, en deur my by U kan uitkom, dat ons vir onsself sien. Ek kan nie net sê, dankie Here, dat U vir my goed was nie. Maar U het hierdie ewige verbintenis gemaak. En U vra vir my gehoorsaamheid om diensbaar te gaan wees en so te lewe, dat die lig gesien word. En U is die lig. En dat hulle saam met ons wil kom. En dat hulle weet dat God by ons is. Mag die Here gee dat ons in hierdie tyd werklik raak sien, dat Paasnaweek vertel van 'n einde van verknegtheid en moedeloosheid en die begin van nuwe lewe. Die lewe wat kom in en deur Jesus Christus en sy Gees wat vir ons gees, sodat ons kan lewe, met vrug kan lewe, met krag kan lewe, en dat ons begin droom van meer. Weet dat God in die hemel die dinge moet laat gebeur, en dat God uit ons harte die dinge laat gebeur, dat ek weet, die manier wat ek leef, die manier wat ek doen, is wat mense by Jesus Christus uitbring. Mag ons as gemeente, elkeen van ons wat glo, van sy Here maak my bereid om te werk, dankbaar te werk. En dat ons moet weet, die instandhouding van ook hierdie gemeente, gaan oor die instandhouding van die evangelie wat verkondig sal word. 'n plek waar moet klink, waar mense vanmôre met die geluid van die Paasfeesklokke moet hoor. En as ons uitgaan, dat ons lewens aan die wonderlike klank sal uitdra. Dat ons nie net ons gawes gee nie, maar ook ons goed en ons bydra, sodat ons gemeente in stand gehou kan word. Sodat ons barmhartigheid in stand kan hou. Ons omgee en ons versorging vir hulle wat nie het nie. Dis wat hierdie eerste gemeente gedoen het. Here, as ek op my eie bord kyk, as ek dankbaar. Ek sien die hongeriges langs die pad. Ek sien die hongeriges, ek sien die wat nood het, ek sien die wat nie het nie. Klere, kos, voeding. Mag ons barmhartigheid en ons dryf om liewe mense te wees, woordkwyt. Maar mag ons juis vandag en na hierdie naweek gemotiveer, met die bruising van hierdie nuutheid in ons sterker en sterker word. 'n lewe wat sê, dankie Here, dat U verbond gehou het. Nou pleit ek, dat ek deur die krag van die Gees en die dankbaarheid vir wat U vir my gedoen het, dat die beste van my vermoed, of van my kant af, U sal erken as die voorsiener, die versorger, en die God van die verbintenis, en dan deur my, die verbintenis met die wêreld sal uitbrei. Maar God het vir ons gee, 'n nuwe begin, kragtige begin. Hemelse Vader, dankie so dat U vir ons goed is, vir hierdie nuwe begin. Mag hierdie begin in ons lewe, mag hierdie begin in ons 'n werklikheid word. Mag dit ons droom wees, mag dit met krag. Geef vir ons omgee harte, dat ons in hierdie tussentyd die agape liefde sal lewe met krag, dat hierdie liefde veel vrugte sal dra,
En as u vandag by ons kom besoek aflê, dan u vir ons sê mooi so, goeie en getrouwe diensknegt. En min was jy getrou, veel sal ek julle aanstel. Amen. Die verjaardag vir hierdie week, die 8ste verjaardag